Goeiedag kykers, dankie dat u weer eens inskakel en ons program kyk met die titel Godsdienst en die koerante, was bietjie kyk, wat sê die verskillende koerante en media en die oorblywende Afrikaanse koerante en die baie Engelse koerante oor godsdienstige sake. Ons saai uit op die stasie Homebase TV vanuit die Kaap en ek is baie bly vandag het ons weer hierso vir Regard. Dag Simon, gaan het? Nee, goed, is nog steeds bietjie koelerig, Is nee? nog steeds koud, oom. Maar is okay. Ons oorleef. Ja. Waar begin ons vandag, oom? Ons kyk bietjie na tekenprentjies. Jy weet, tekenprentjies is baie keer insiggewend. Jy moet bietjie insig hê om te kan teken en 'n kunsttalent het tegelykertyd daar. So hier is nou eenheid Business Day en links is daar 'n groot bom met daar 'n fuse. Wat is 'n fuse daar in Afrikaans? Dis 'n lint, is dit nie? 'n lint wat brand en hy gaan nou ontplof. En daar staan op die groot bom daar so migration crisis. En daar is ons landse president en hy sê, I suppose it's time to address the nation on this matter. Nou ja, mens moet lang al so bom, moet jy daardie fuse, daardie lyntjie moet jy doodmaak, dat hy nie kan ontplof nie, amper soos die NG Kerk, wat laat al die dinge gebeur tot 'n hofsaak, en hofsaak sê nee, stop dit, dat alles verkeerd. Jy moet voor die tyd begin oplossings kry, en aandag gee aan Nie saak. wacht tot op die laaste nie, nee. Dit is nou die 100 jaar herdenking van die Kreer Wildtuin. Ja, En daar so sien ons nou die groot 5 en hulle staan en kyk na begrafplaas. nou wat is die groot 5 daar so? Dis die olifant en die buffel en die renoster en die leeu en lyk my die luiperd sit daar bo op die tak. En beloer alles. Hy beloer alles daar. En dan onder is die seekoei. Ja, hy mense sê, 'n bydra van die dag. Hy is nie deel van die groot 5 nie. Ja. Hy moet eintlik wees as jy aan dink, nee. Want 'n seekoei is 'n gevaarlike ding. Ja. Maar in elk geval, die mense groot 5, moord, roof, verkrachting, aanranding, ontvoering. Dis onvreeslik. En dit is in Suid-Afrika, nee, die Kreer Wildtuin is hierso en daardie is En die in diere is Suid-Afrika. bang vir die mense, want die mense is erger as wat hulle is. Ai, dit is 'n besef, nee. Shit. Hier staan nog 'n prentjie, ek weet nie van jou nie, ek het op my WhatsApp gekry 'n klomp boodskappe van 'n klomp mense, en seker van die kykers ook wel, my stuur hierso prente van die verskillende planete, en daar gaan nou 'n volmaan wees, 'n blue moon nou. Okay. Lyk my die kykers dink ek is met die maan gepla, of hulle wil my met die maan pla. En hierso is nou 'n prent, dit wys daar, the full moon, in a phase known as the blue moon, rises over Zivopishny Bridge in Moscow, Russia this week. Uitslike volmaande oor daardie unieke bruglaag. En hier is nog 'n prentjie, dit sê Planet Football. En daar is nou die verskillende planete, as hulle opgelys is, dan word daar die kleur so gevorm, en daaronder staan die Marsmannetjies, sê, they do this every 4 years, elke 4 jaar is daar so blue moon, so in 'n lyn, Planet Football. Nou ja. Dit is ook nou 'n interessante prentjie. Ja. Oom het al gehoor van die Chinese lanterns. Ek het al gehoor van Chinese lanterns. Hierso is in Indonesia, people released paper lanterns during a ceremony yesterday on Vesak Day, an annual celebration of the Buddha's birth, enlightenment and passing, at Borobudur Temple in Mangling, Indonesië. En daar sien jy baie mense by hulle nou die lanterns so in die lig laat opgaan. Dit is eintlik baie mooi. Baie mooi, maar baie gevaarlik. Maar dit kan ook wees, nee? Ja, daardie lanterns gaan op en daar's 'n regte vlam daarin en die ander kant, hy steek die bos aan die brand, groot gevaar. Boere moet maar op 'n ander manier verjaar, los uit die stop. Jy moet dit maar in die middel van die woestyn genoem, want niks kan brand nie. Ja, ai. Nou is so interessant, en altyd interessant, die 50 jaar gelede, hier is die burger, 50 jaar gelede. En daar staan, Sondag bioskoop verbied deur wet. Die vertoning van rolprente teen vergoeding op Sondag gaan landwyd verbied word. En dis nou nie die kerk wat so sê nie, dis nou die staat wat so sê, nee. Die staat dwing nou
kerklike beleid af. Die minister van Justisie, meneer J.T. Kruger, het gister in die Volksraad kennis gegee dat hy die wetgewing daaroor vandag sal indien. Geen beeskope op Sondag. Onthou jy daardie dag of wat? Dit is bietjie voor my tyd. Een bietjie voor jou tyd. Ok, ja nee. Ook maar goed daar so, né? Hier is nou nog 'n 50 jaar gelede. Ja? En dit sê so SAIK dink nog oor Sondag TV. Ja. SAIK oorweeg dit nog nie om beeldradioprogramme op Sondag te wys nie. Kan jy dit glo? Maar daar sal weer oor die saak gedink word, sê meneer Jan Swanepoel, direkteur-generaal. So hulle wou nie TV uitsendings hê op Sondag. Wel, as jy Sondag beeskoop verbied, hoe kan jy nou Sondag beeskoop in jou huis op die skerm? Jy moet mos konsekwent wees en alles verbied daar. Dit is baie interessant. Sies toch, ja, daardie dag het nog Sondag probeer 'n heilige dag hou, né? Dit is so. Vandag ontheilig hulle alles. Nou ja. Jong, om nou te gaan na 'n ander onderwerp. Ons het laas keer 'n hele episode, 'n hele gesprek gewy aan die NG Kerk en sy hofsaak. Onthou jy, ons het toe nog gelees daar die aktuarius se verslag aan die kerkbode, waar hy net so kort 3 puntjies gesê het, geen verskoning, geen verduidelik, niks nie, net 'n kort 3 punt duidelike verslaggie daarso. Ek het nog hom gevra, waar is die ander punt nou? Dis daar geen ander punte nie. Ons sal kyk wat nog kom daar, ons sal kyk of iets kom en wat kom en of ooit 'n verskoning kom, né? Ja, né? Ja, nee, dit is nou maar 'n verleentheid, maar miskien sien die verleentheid raak nie. Soos, Baie keer wil mense nie erken nie, hoor. Nee. Hulle weet miskien hulle is verkeerd gewees, maar hulle wil nie erken nie. ja, soos met Dawid in die Bybel, toe hy nou daar so ontuig gepleeg het, hy is mos die baas van die plaas, hy is mos die koning, hy mos maak wat hy wil daar, as hy tot 'n profeet gekom en gesê, jy is die skuldige ene, en toe besef, en toe sing het in daar. Maar toe hy besef, het hy berou gehad. Ja, ernstig berou gehad. So, dis hoekom Jesus kon sê, hy is 'n man in my hart. Ja, want as hy sonde uitgewys word, het hy berou. Nou wonder ek, wat gaan al hierdie streekse node van die Wes-Kaap en die algemene synode en die liggaam wat hierdie arme dominee Marie so skuldig bevind het en hom van sy ontlegitimeer het, nog gaan sê. Maar hier is nou dominee David de Wet. Hy is van die Strand, ek ken hom daar so, baie gauw. Hy was geweest dominee daar by Willowmore. Tot nou, paar maande gelede, toe sê nee, hy is nou te oud, hy moet nou aftree, toe kom hy weer Strand toe. Okay. Baie gawe oom, hy was vir jare lang 'n sendling geweest, weet. Sendlinge dink nog logies op aarde, wat Jy moet prakties wees. Prakties, om die evangelie te versprei, moet jy weet wat aangaan. Hy sê so, Kerk en Hof, aktuarius se verklaring skep vrae. Net jy het gevra, nou waar is die ander punte? Skep vrae. En hy skryf, dominee David de Wet van die Strand skryf, die aktuarius van die Wes-Kaap synode se amptelike verklaring oor die Coetzee saak, soos op 2 Junie 2026 in die Kaapse Hooggeregshof afhandel, moet bevraagteken word. Ja, dankie tog vir hierdie dominee David wat dit bevraagteken, baie belangrik. Hy som die uitkoms van die saak in 'n enkele sin op. Die hof het dominee Coetzee se aansoek op prosedurele gronde toegestaan en die besluit van die Ring van Nyasa, as ook die bevindings van die 2 appelliggame tersyde gestel. Verder word genoem dat die aanvanklike klag teen dominee Coetzee van nuts af ondersoek moet word en dat die hof ook 'n kostebevel teen al die respondente beveel het. Die boodskap wat die kerkpubliek hier hoor, is dat die tugliggaam van die Ring van Nyasa prosedurele foutjies gemaak het. Dit kon nie te ernstig gewees het nie, want die Ring en die appelliggame van die Wes-Kaap en algemene synode het dit nie opgemerk nie. Ja, daar is dus niks om oor bekommerd te wees nie, dis net prosedures wat per abuis nie reg gevolg is nie. Dit moet met 'n nuwe ondersoek reggestel word.
Dan sê dominee de Wet, die regter skets 'n radikaal ander prentjie. Kom ons kyk na paragrawe 40 tot 44 van die uitspraak. My verkorte parafrase vertelling, en ek wil vir kykers sê, ons kan hier die hele hof uitspraak vir die stuur, kontak my per WhatsApp of e-pos, ons stuur dit vir u, soos laas keer gesê het. Dan sê sy opsomming hiersom, die kerkorde beveel mediasie, versoening en pastorale betrokkenheid aan as meganismes wat dissiplinêre prosesse vooraf behoort te gaan. Dit vorm die teologiese basis van die kerkse waardestelsel van genade, versoening, vergifnis en herstel. En daar het blykbaar alles ontbreek, sê ek. Dan gaan dominee de Wet aan in die volgende punt, hy sê, daarom is het jammer dat geen betekenisvolle poging tot mediasie aangewend is voordat 'n tugproses wat op die applikant se verwydering uit die bediening uitgeloop het, begin is nie. Net so ontstellend is die weiering van 'n baie billike versoek dat die proses vir 'n kort rukkie uitgestel word. Dan die volgende opsomming wat hy daar het, sê hy, die howe is nie teoloog of godsdienstige tribunale nie, en raak normaalweg nie by die huishoudelike sake van kerke betrokke nie. Daarom is dit altyd jammer dat sulke dispute aan die sekulêre hof beland. Dan die volgende opsomming wat dominee de Wet sê, hy sê, maar wanneer 'n kerk prosedures daarstel om regverdigheid en geregtigheid te verseker, en wanneer daardie prosedures nie gevolg word nie, kan die hof nie aan 'n pad kyk nie. Ja, maar die Wes-Kaapse Node kan aan 'n pad kyk, en die algemene synode sal aan 'n pad kyk, daarso, maar die hof kyk nie aan 'n pad nie. Respek vir die gesag van godsdienstige instellings kan nie gerek word om prosesse toe te laat wat nie die standaarde van regverdigheid wat die kerk self bepaal het, bereik nie. Dan maak dominee de Wet die volgende opsommende punt daar, waar die hof gesê het, dis ironies dat 'n instelling wat op die beginsels van versoening, vergifnis en verlossing gebou is, nie eers alle moontlikhede om verhoudings te herstel uitgeput het voordat 'n proses met sulke ernstige gevolge vir beide die applikant en vir sy gemeente begin is nie. Die prent wat die regter skets is baie ver van 'n blote ligte mistytjie, soos die amptelike verklaring insinueer. Dit laat ernstige vrae by die kerk publiek. Waarom word die ernstige teregwysing aan die tug- en appelliggame verswyg? Vraag 2. Hoe gaan hulle dit regstel? Vraag 3. Hoe raak hierdie uitspraak ander soortgelyke sake teen leraars elders in die land? Ja, baie belangrik, want daar is nou nog hofsaake teen daardie dominee Renier Nel en ander, né? Laastens, hoeveel moet die kerk nou aan regskoste betaal? Vraagteken. Ons hoor graag. Ja, jy hoor graag, ek hoor graag, ons wag almal om te hoor. Baie dankie vir hierdie skrywer dominee David de Wet. Wat hulle moes gesê het is, hulle moes geskryf en gesê het, na ondersoek, Deeglike heroorweeg. ja, besef ons dat die regte stappe was nie gevolg nie, Ja. en ons gaan seker maak dat in die vervolg gaan ons die regte stappe volg, en ek kon 'n baie mooi ding En geskryf ons het. vra verskoning waar daar duidelike misverstande was. Maar selfs al het hulle nie verskoning gemaak nie. Ja. Sê maar hulle wil nou, hulle is nou te trots om verskoning te vra. Kon hulle nog steeds net gesê, luister hierso, ja, ons het die verkeerde stappe geneem, ons sal die regte stappe van nou neem. Hulle moes dit gesê, maar nie eers dit nie. Niks. Dit is nou 'n brief van Philip Coetzee aan die strand. Ook uit die strand, ons baie aan die strand, né? Hy is daardie 'n persoon wat saam met my gery het in die kar. Ons eintlik in sy kar gery na die hofsaak toe. Okay. En toe het ons gaan oplaai daar vir dominee Gerard Mane
Okay. Die is ons verder na die hofsaak gegaan daar. Hier is die opskrif, hoekom was die kerk doof vir lidmate wat hulle dominee steun? Dit is 'n goeie vraag. En nog 'n baie goeie vraag wat beantwoord moet word. Een van die duidelikste opdragte wat die skrif aan gelowiges gee, is dat oordeel regverdig moet wees. Jesus waarsku in Johannes 7 vers 24, moenie volgens die uiterlike oordeel nie, maar oordeel met 'n regverdige oordeel. Dieselfde beginsel vind ons reg deur die skrif. Levitikus 19 vers 15 leer, julle mag geen onreg doen in die regspraak nie. Jy mag nie partydig wees vir die geringe of die vooraanstaande bevooroordeel nie. Jy moet jou naaste regverdig oordeel. Deuteronomium 1 vers 17 word verder gesê, julle mag nie partydig wees in die regspraak nie. Julle moet na die geringe sowel as na die vername luister. Hierdie beginsels gaan nie bloot oor burgerlike howe nie, dit geld oor die kerk van Christus, waar verskille, geskille en beskuldigings ontstaan. Behoort die kerk, meer as enige ander instelling, gebonde te wees aan waarheid, billikheid, geregtigheid en die aanhoor van alle partye. Dit is juist hier waar baie gelowiges vandag vra oor gebeure binne die NG Kerk. Spesifiek rondom die Hooggeregshof wat deur Dominee Marius Coetzee teen die ring van die Synode van Wes-Kaapland aanhanging gemaak is, waarop hy vrygespreek is op alle aanklagte en met onmiddellike ingang herstel is in sy ampt as leraar. Maar dit geld sekerlik ook ander denominasies en groeperings. Vir baie gaan die saak nie bloot oor uiteindelike hofuitspraak nie. Dit gaan oor die groter vraag. Is alle feite voldoende ondersoek? Is alle stemme voldoende gehoor? Is daar met regverdige oordeel opgetree? 'n verdere saak wat my hartseer maak is die wyse waarop die kerkorde in hierdie aangeleentheid hanteer, verdedig en geïnterpreteer is. Die skrif bly die hoogste gesag vir die kerk. Die kerkorde staan nie bo die skrif nie. Dit behoort juis uit die skrif voort te vloei en in die lig daarvan verstaan te word. Tog het die kerk deur die jare die kerkorde ontwikkel as die instrument waardeur orde, geregtigheid en billikheid binne die geloofsgemeenskap gehandhaaf moet word. Wanneer 'n konflik ontstaan, is dit die kerkorde wat die prosedures aandui waar volgens geskille hanteer behoort te word. Dit laat 'n mens vra, indien die kerkorde voorsiening maak vir die ordelike hantering van verskille, waarom ontstaan daar dan steeds soveel verdeeldheid? Waarom ervaar mense dat die reëls nie altyd konsekwent toegepas word nie? Waarom bestaan daar verskillende interpretasies van begrippe en prosedures wat eintlik duidelikheid behoort te bring? Een voorbeeld hiervan is die gebruik van die term skeermakery. Dit is 'n ernstige beskuldiging binne enige kerkverband. Maar wat bedoel ons werklik wanneer ons iemand van skeermakery beskuldig? Is dit skeermakery om vrae te vra? Is dit skeermakery om na die waarheid te soek? Is dit skeermakery om moeilike sake oop en eerlik te bespreek? My eie ervaring is dat mense soms maklik geëtiketeer word sonder dat alle feite volledig ondersoek word. Wanneer iemand van skeermakery beskuldig word, behoort daar tog 'n deeglike ondersoek te wees. Die skrif leer immers dat 'n saak nie op grond van een getuienis beslis mag word nie. Deuteronomium 19 vers 15. En Spreuke 18 vers 17 herinner ons daaraan dat die eerste kant van 'n saak reg lyk totdat die ander party gehoor word. Die Bybel is baie sterk op geregtigheid en regverdigheid. En dis hoekom as ons kyk na die regstelsel wat ons het in die westerse wêreld en die westerse lande wat ons in leef, sal ons sien dit is gebaseer grootliks op die Bybel. Ja. En om seker te maak, jy het genoeg getuies en dat daai hele stelsel en struktuur gevolg word. Dat jy op die regte gevolgtrekking kan kom en nie met die verkeer is nie. Gaan aan en sê die hofsaak het by baie mense die gevoel gelaat dat nie alle perspektiewe ewe deeglik oorweeg is nie. Of hierdie gevoel geregverdig is of nie, is nie aan die kern van die argument nie. Die kernvraag is eerder of die kerk alles moontlik doen om te verseker dat geregtigheid nie net geskied nie, maar sigbaar geskied. Daar is nog 'n aspek wat nie geïgnoreer kan word nie. Die NG Kerk funksioneer volgens die presbyteriale synodale stelsel van kerkregering. Dit beteken dat die kerk nie van bo af regeer word nie. Baie belangrike punt. So hulle kan nie kom as die synode en vir die kerk en vir die dominees in die gemeente leierskap van daardie kerk. Nie eers praat van die dominee in die kerk nie, maar die leierskap van die kerk, want hulle is mos nou die werkgewer vir die dominee.
Dis So reg, hulle ja. kan nie die kerk net vryspring en direk met die dominee praat en sê, okay, nee, maar ons wil verstaan, en dit is wat die regter nou baie duidelik vir hulle gesê ek het. kon nie verstaan hoe die synodes almal dink hulle kan dit doen nie. Dis my 'n bietjie, wel, ek verstaan baie dinge nie, maar dis een van die dinge wat ek nie kon verstaan in die hofsaak nie. Beteken nie dat die kerk van bo regeer word nie, maar dat die lidmate die grondslag van die kerkverband vorm. Die stem van lidmate behoort daarom ernstig opgeneem te word. In die spesifieke gemeente waar ongeveer 700 lidmate betrokke was, het slegs 'n klein minderheid besware teen die leraar en sy bediening gehad, terwyl die oorgrootste meerderheid hom ondersteun het. Hiermee word geensins gesê dat minderheidsgroepe geïgnoreer mag word nie. Elke stem verdien om gehoor te word. En die regter in die saak het klem daarop gelê, spesifiek hoekom die stem van die meerderheid nie gehoor is nie. Die vraag bly egter, waarom het dit vir baie gelyk asof die stem van die minderheid groter gewig gedra het as die stem van die meerderheid? Wanneer daar so groot verskil tussen die twee bestaan, behoort dit tog deel van die ondersoek na die waarheid te wees. Om na alle getuienis te luister en alle feite te oorweeg, bring 'n mens dikwels nader aan 'n regverdige gevolgtrekking. Uiteindelik gaan hierdie gesprek nie oor wie gewen of verloor het nie. Dit gaan nie eens primêr oor een hofsaak, een ring, een synode of een leraar nie. Dit gaan oor die kerk van Christus. Waarheen is die kerk op pad? Hoe hanteer ons verskille sonder om mekaar te vervreem? Hoe verseker ons dat waarheid, geregtigheid en liefde saam funksioneer? Hoe leef ons die oproep in Efesiërs 4:15 uit om in liefde by die waarheid te bly? Nadat die hofsaak afgehandel is, staan die kerk steeds voor dieselfde vraag. Wat nou? Miskien is die antwoord nie nog vir heeltyd nie, maar 'n hernuide verbintenis tot gebed, selfondersoek, eerlike gesprek en die opregte soeke na waarheid. Want uiteindelik gaan dit nie oor die beskerming van instellings of standpunte nie, maar oor die eer van Christus en die getuienis van sy kerk in die wêreld. Baie goed geskryf. Ja, Ons sê baie dankie aan Philip Coetzee en ja, waar is die selfondersoek wat hy na verwys? Lyk my dit is, ek dink dis die belangrikste punt. Ja, die selfondersoek. Maar dit is om eerlik te wees met jouself. Ja, nee, hulle kan nog nie insien dat hulle fouteer het nie. Sjoe. Hulle steel nog nie aan die regter se bevinding nie. Nou ja, om te gaan na 'n bietjie ander onderwerp, bietjie verwant, maar anderste, is nou die Vrystaatse Synode, wat hulle doen, want die Vrystaatse Synode was sprake, hulle wil artikel 37 toepas en afstig van die algemene synode, onafhanklike synode word, soos die Namibiese synode gedoen het ensovoorts, en daar was groot debatte en dinge, en daar is nou net 'n synode afgehandel afgelope paar dae. Kom ons kyk wat het daar gebeur. Hierdie is geskryf deur Marita Herselman, en sy sê, die NG Kerk Vrystaat gaan nie bande met die algemene synode breek nie, en ook nie in 2 streeksynodes verdeel, sodat een wel uit die verband kan tree nie. So het die Vrystaatse Synode maandagmiddag weer eens besluit dat hy vir die soveelste keer in die laaste paar jaar oor die kwessie moes stem. Dit volg nadat die teologies kategoriale ring van die Vrystaat, 'n groepering van behoudende gemeentes wat nie saam met die besluite van die AS, dis die Algemene Synode, stem nie, gevra dat daar weer op van dese week se synodevergadering daaroor beslis moet word. Die Vrystaatse Synode, wat vir jaar op Nampo Park buite Botawil gehou word, het Sondag begin en duur tot Woensdag. Hoewel die ring wat beskrywingspunte oor die kwessie vir die vergadering ingedien het, teleurgesteld is oor die besluit, berus hy daarby. So sê Dominee Ulrich Olof, voorsitter van die ring en leraar van die NG Kerk, Harry Smit. Ek dink ons is teleurgesteld, want dit laat maar 'n klomp onsekerheid oor waarheen behoudende gemeentes in die stadium gaan, afhangend van wat dalk met die derde beskrywingspunt kan gebeur. Maar 'n mens is maar teleurgesteld, want op 'n manier sê die besluit dat die Vrystaatse Synode verkies om deel te bly van die algemene synode ten koste van behoudende gemeentes. In die betrokke beskrywingspunt het die ring van die synode versoek om 'n proses van losmaking goed te keer vir gemeentes wat nie meer langer kans sien om deel van die verband te wees nie. Dit sal eers Woensdag gehanteer word. Indien dit afgeskeer word, laat dit nogal probleme.
dan het ons eintlik geen pad vorentoe nie, en sal dit in 'n mate gemeentes wat nie meer deel wil wees nie dwing om eintlik op 'n onkerkordelike manier uit die verband te gaan, wat ander gemeentes al gedoen het. Nou, hoe hanteer jy dit? Baie belangrik om so 'n proses en sulke verskille te kan hanteer. Maar dit het implikasies, enige besluit het implikasies. Dan van die brug verder aan en sê, Dominee Jan Libbe, voormalige voorsitter van die Moderamen van die NG Kerk Vrystaat, bied in 'n video op die kerk se Facebookblad 'n oorsig oor die eerste 2 dae. Hy verwys onder meer na die besluite wat die kerkverband betref en sê daar is besluit om na eenheid te soek. Daarom gaan ons verder en wil ons na die kerkorde kyk. Ja, belangrik, hulle het nie voor na die kerkorde gekyk nie, hulle het sommer daai Dominee Marius Coetzee sy legitimasie ontneem deur nie na die kerkorde te kyk nie. Goed, laat nou die kerkorde kyk, baie goed, asseblief, ja, dankie tog. Watter moontlikhede daar is om gemeentes te help, om te kan tuiskom, regtig binne 'n verband waar hulle kan voel, hulle die Here in vrede kan dien, deel kan wees van hul roeping, sê Libbe. Ja, maar hulle wil nou die kerkorde kyk met 'n heel ander doel, heel ander opset. Dominee Christo Weideman van die NG Kerk Kroonheuwel Noord in Kroonstad en voorsitter van die Vrystaatse Synodale Taakspan Kerkorde is maandag as nuwe voorsitter van die Vrystaatse Moderamen aangewys. Die nuwe leierskorps het Dinsdag die leiersels op die vergadering oorgeneem. Weideman, wat in die pas afgelope termyn die Moderamen se aktuarius was, het nie Dinsdag te midde van die lywige program kans gehad om netwerk 24 telefonies te woord te staan nie. Libbe is steeds die voorsitter van die Algemene Synode se Moderamen. Die Moderamen van die NG Kerk Vrystaat het in Maart verlede jaar die stigting van 'n teologiese kategoriale ring in beginsel goedgekeur. In die ring groepeer gemeentes met dieselfde teologiese oortuigings. So dis nou spesifiek mense wat nou sê maar glo in die skepping en so voort en hulle nou groepeer. Ja. Oortuiging saam. Plaks van 'n streeksverband soos die res van die gemeentes in die provinsie. Die NG Kerk Harry Smit, Kroonstad en Parys-Suid het die ring wat nou tot 7 gemeentes gegroei het in Junie 2024 gestig. Die NG Kerk Vrystaat bestaan uit 149 gemeentes. Behoudende gemeentes stem nie saam met hoe die Algemene Synode die Bybel interpreteer nie. Dis maar hartseer, nee, dat dis groot onderliggende verskille. Ja. Olhof sê die kwessie oor kerkverband het nie soos voorheen tot intensiewe debatvoering gelei nie. Dis relatief vinnig en doeltreffend gehanteer voordat hulle daaroor gestem het. Libbe, wat toe nog die moderator van die NG Kerk Vrystaat was, voordat die nuwe leierskorps verkies is, het voor die synode sitting aan Netwerk 24 gesê, die verdeeldheid in die Vrystaat het aansienlik getaan. Olhof sê daar moet in ag geneem word dat aansienlike minder afgevaardiges as voorheen vir die synode sitting opgedaag en sekere gemeentes reeds weggebreek het. Ja, daar's nou meer eenheid, want almal wat doelerend is, nie almal opgedaag nie, en party gemeentes is klaar weggebreek ensovoorts. Dan gaan die brug aan en sê, die meeste van die wat besluit het, hulle kom nie, het nie gekom nie, omdat hulle behoudend is, en nie meer hier wil wees nie. Ja, dis nogal 'n punt, wat help het, as jy groot teologische geskil het, wat help het om te gaan? Hy sê wel, daar is groter eenheid tussen diegene wat wel opgedaag het. Ja, dit is nog eensdenkendes wat nie die Bybel ernstig opneem nie. Volgens hom heers daar in die algemeen 'n positiewe atmosfeer by verjaar se synode sitting. Ek dink daar gaan goeie samewerking in terme van gemeentes wat by mekaar leer. Daar is goeie samesyn rondom roeping en hoe gemeentes in die kerk, Vrystaat en samelewing 'n verskil kan maak. Die res van die dagbestuurslede van die Vrystaat Moderamen vir die 4-jaar termyn is Dominee Rian van Sail, NG Kerk Bethlehem Wes as ondervoorsitter, Dr. Leon Voet, uitvoerende amptenaar van die NG Kerk Vrystaat, se bedieningsbegeleiding as Skriba, Dominee Leon Oosthuizen,
NG Kerk Langenhoven Park in Bloemfontein as actuarius en Dominee Charles James, NG Kerk Pelasier in Bloemfontein as addisionele lid. Sure. Ja, dis nou baie meer vrysinnige dominees in die bestuur en heel wat van die behoudenis is nie ingestem nie, omdat baie van die behoudende gemeentes het nie gekom nie. Sure. Nou ja, soos lyk my die vrysinniges gaan nou meer vrede vind daar, want mense gaan nie meer bevraagteken oor hulle teologie. Bybel sê nie op perdels vir die varke gooi. Ja, dit is so baie mense van. Jy kan tot op 'n punt praat, maar as dit op dowe nette val, Jesus se woorde self is stop my voete af. En dan, Ja, loop aan. ja. Wat behoudende gemeentes begin doen. Dit is nou een wat sê dismantle systems of apartheid. Christian groups launch call on South Africa's Freedom Day. Dis die ACI Africa, Association for Catholic Information in Africa. Soos dis nou deur die Katolieke geskrywe. Sê hierso, en dis geskryf deur Silas Essenia. Christian groups, including members of the South African Council of Churches with representatives from the Southern African Catholic Bishops' Conference, are calling for the dismantling of systems of apartheid and recommitment to the work of justice as South Africa celebrates Freedom Day. Nou, wat se systems bestaan van apartheid in ons land, oom? Ek weet nie. Ek vra, want ek weet nie, ek het nog geen gesien nie. Ja, jong, die liberale sal altyd 'n ding kry waar hulle moet die ander oor die kop mee slaan en hulle gaan soek. Ai, in a joint statement. Klip om mee te gooi. In a joint statement released on April 27 to commemorate the country's transition from apartheid and white minority rule to a democratic society, Christian groups, including the Reformed Church in America and Churches for Middle East Peace, called for cross-continental solidarity to foster peace. Dis 'n solidariteit. Solidariteit en anti-apartheid. Hulle moet gaan saam en die apartheid, hy moet geëlimineer word, alhoewel soos jy sê, dat is al klaar, hy bestaan eintlik amper nie meer. Ja, bestaan nie. Ja. Ek weet nie of hulle praat nie. In a statement, the groups, which also include the Uniting Reformed Church in Southern Africa and a Dutch Reformed Church, urge the dismantling of systems of apartheid wherever they exist. Nou, waar exist hulle? Hier is die ding, nee. Ja. Ek het nou 'n dag met iemand gesels, sê ek vir hulle, dit is maklik om te praat en te praat en te praat, maar as jy nie spesifiek kan wees nie, dan help dit nie. Dis is byvoorbeeld, ek het so ruk terug, dat ek iets bestel aanlyn, en dit het letterlik my gesê, dit is die datum waar afgelewer gaan word. Nee? En so 'n paar dae later, toe gaan kyk ek nou, jy weet, is dit nou al op pad? Nog nie op pad nie. En ek stuur toe e-pos en sê, luister, wat gaan aan? Kan jy vir my sê wanneer dit gekoerier gaan word? En ek kry net e-pos terug om te sê, ek hoef nie te worry nie, dat hulle is op dit, en hulle sal my op hoogte hou, en dit is alles so vaag. Daar's niks van, die pakkies miskien 'n bietjie laat, maar ons gaan dit op hierdie datum stuur. Ja. Dus stuur ek e-pos weer terug en sê, luister, julle moet spesifiek wees. Ja. Met die help jy sê net vir my, bla 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 bla. Ek gebruik hierdie vaag. Was seker 'n rekenaar wat geantwoord het daar. Nee, maar dit is met die persoon se naam en goed en alles by. En jy kry weer 'n e-pos en sê, hulle is op dit, en dit sal gestuur word, maar nog steeds geen spesifiek nie. En dit is die hele punt. Dus as jy nie spesifiek kan wees nie, is daar amper geen waarde in wat jy sê nie. So hulle sê so, wherever they exist, maar ons gaan nou hoor as hulle spesifiek Mens gaan moet nou wees. die NG Kerk gaan vra. Ja, Verduidelik vir ons, julle is nou deel daarvan, julle naam word nie genoem, verduidelik vir ons geagte NG Kerk, ja. wat bedoel julle dan? Maar as jy spesifiek is en sê, luister, hierdie stelsel Ja. is hulle is nie reg. Punt. Dan kan jy dit nou aanpak en sê, kom ons verander hierdie stelsel of doen iets omtrent, maar dis maar nou so vaag weg altyd. Ja. Call on the global church to fulfill its moral obligation by speaking with courage and clarity. Nou gaan hoor as hulle nou Moral obligation, maar het hy 'n moral obligation in soos sy eie dominees, daar spesifiek praat van die NG Kerk, Ja. maar wat sy moral obligation het hy teenoor sy eie en ons gaan nou geloof? verder sien as hulle nou praat met clarity, né? They further call on the church to repent of what they term its unwillingness to have hard conversations and its complicity in failing to challenge unjust systems of power, urging believers to be willing to speak truth to power. The groups appeal to governments, including those of the United States and South Africa, to pursue policies rooted in justice, human dignity, and international law, while also calling for an end to all forms of violence in the United States, Southern Africa, and the Middle East.
Dis vir my so snaaks oom. Ek wil nou nie snaaks wees nie. Ek wil nou nie dit wat hulle nou Jy wil nie net cynies wees. afbreek nie, Ja, né? nee, maar Maar justice and peace for all, justice moet nou gaan, Ja, maar hulle doen nie justice teen hulle eie dominees nie. jy kan nie sê we are calling for an end to all forms of violence. Wat gaan dit doen? Verstaan nou wat ek bedoel? Dis mooi Ja, maar metaforiese. jy moet, as jy probleem praatjies, het, ja. en violence is nie reg, wel dis 'n probleem, Ja. maar jy moet sê, wat gaan ons doen? Ja, Verstaan, jy kan nie sê, we are calling for it nie. ja. Verstaan? Ja, niemand luister nie. The group specifically denounced occupation and collective punishment of peoples and nations and call for an immediate end to what they describe as genocide in Gaza and elsewhere. Jy sien, die Gaza kom altyd in daar, so die NG Kerk is baie betrokke by Gaza, hier so nou weer, Ai, nee. hy het 'n groot las vir Gaza en daardie inequalities, maar hy worry nie oor inequality teenoor sy eie behoudende dominees nie. According to the Christian groups, Freedom Day is not only a celebration of political liberation, but also a theological witness to God's manifestation in Jesus Christ, who calls believers to proclaim freedom for the prisoners and to set the oppressed free. While acknowledging ongoing challenges such as violence, racial injustice, economic inequality in South Africa, the groups caution against distorting these realities to perpetuate fear or obscure structural injustices rooted in apartheid's legacy. They also acknowledge the Church's own failures, admitting that it has at times remained silent in the face of injustice, hesitated to speak when clarity was required, and been divided when unity was needed. The group say they repent of their complicity, whether through silence, selective outrage, or theological ambiguity, which has allowed systems of oppression to persist. Ja, silence in the face of injustice. Hulle was injustice met hulle dominee Marius Kutse, met hulle eie dominees, maar dit tel nou nie eintlik nie. Dit is die injustice, nou is hulle bekommerd oor Gaza, kyk bietjie na jou eie huis, wat vang jy daar aan? Hulle is bekommerd oor die verlede, oom. Ja, Te veel mense leef in die verlede, en as gevolg daarvan gaan jy nooit vooruit kan gaan nie. ja, As jy heeltyd agter toe kyk, oom, gaan jy of in 'n muur vasry, of van die pad af ry, maar jy gaan nie by jou. hulle oë hou hulle op Gaza, nie op hulle eie dinge hier plaaslik nie. In that context, they posed a critical question to the global Christian community, asking what lessons from that struggle needed to be applied to the realities in the United States, Southern Africa, and Palestine and Israel. On the South Africa Freedom Day, may we recommit ourselves to the work of justice, peace, and reconciliation. May we walk together in solidarity across continents and contexts, trusting that God is still at work in the world, calling us to be agents of transformation, they say. So wat vir my baie interessant is, hier is nou 'n perfekte prentjie van 'n groep mense as wat niks sal bereik nie, oom. Ek wil nou nie snaaks wees nie, maar dis die perfekte voorbeeld as jy wil sien wat is 'n groep mense wat niks kan bereik nie, is dit, want jy praat net, we are calling for this, ons sê dit, bla bla bla. As jy nie spesifiek kan wees en sê, hierdie, kyk hierso, het daar iets spesifieks hier gebeur, en dis nie reg nie. Kom ons kyk wat kan ons doen, en dan moet jy sê, wat gaan jy doen omtrent? Wat dit ook al mag wees wat hulle nou hier gesê het, maar hoor wat ek sê. They calling there for justice, peace, reconciliation, maar die regter in die hofsaak gesê, julle, die synodes en die tugliggame, you don't have justice, peace and reconciliation. Ja. Hierso sê hulle moet doen, maar doen dit self nie. Nou ja, Woorde. interessante perspektief daai, ne? Ai, ja. Nou, om nou te gaan na 'n heel ander onderwerp, ons kyk weer 'n bietjie na die paus. Wat sê hy nou? Interessante verwikkeling op die paustelike gebied daar. Dit sê so Madrid, dis nou weer Engelse koerant, die Afrikaanse koerant het niks hieroor verslag gelewer nie, of daar's amper geen Afrikaanse koerante oor nie, daar's nog die Burger, en hy praat nie eens oor godsdienstige sake Ons het nie. daarom net die papier, oom. Ja, die papier maak Christelike, hy maak sulke mooi beriggies, stilende beriggies, maar hy maak nie nuus oor, Miskien gaan dit nog kom. ons hoop so, Kyk, dit is nog niet. ons sal moet vuur maak onder hulle. Maar ek dink hulle is nog niet, hulle is nog besig om hulle voete te vind, maar ek dink hulle gaan nog kom, oom. Nou, hulle beter, ons moet vra daarvoor. Hierso sê dit, Pope leads huge Madrid mass on 2-day Spain visit. Is hy nog steeds op die pad? Ja, hoor nie, hy is 'n traveling Pope, nee, die Pope by is soos 'n
sy aansien moet hy versterk, wêreldwyd. Says so Pope Leo XIV was to celebrate an open-air mass yesterday in Madrid that is expected to gather more than 1 million worshippers in a highlight of his week-long trip to Spain. 1 miljoen. 1 miljoen mense. Weet jy hoe baie is dit? Ja. Hier. King Philippe VI and Queen Letizia will join throngs of devotees in hot conditions at the emblematic Cibeles Square on day 2 of the first state visit by Pontiff to Spain since 2010. Authorities prepared a huge logistical and security operation, including a stage, 7 giant screens, 608 loudspeakers, 2,300 toilets, 10 water points, and more than 8,000 fences. Shoo, eislik. Leo will then lead a procession from Cibeles for hundreds of meters up to the famed Gran Via commercial thoroughfare and back. More than 30,000 mostly yellow and white carnations, matching the colors of the Vatican flag, will adorn the procession's route in an elaborate floral carpet. 30,000 blomme. Ja. Dit is 'n verskriklike ding daar, né? Crowds of excited believers, including pilgrims from across Spain and beyond, will likely line the streets of central Madrid for a second day to glimpse Leo on his Pope mobile. Dis mos hy het nou so 'n spesiale karretjie. Ja. After the ceremony. The solemn ceremonies come as a traditional religious observance has declined for decades in Spain. Historically a deeply Catholic country in line with much of Europe, Leo was to meet the leading lights of culture, sport and the economy at an arena with the aim of fostering dialogue between faith and modern civil society. At a weekend, 500,000 mostly young attendees congregated with Leo outside the football club Real Madrid's Bernabeu Stadium for a prayer vigil that stretched into the night. 500,000 hoor. Dit is 'n magdom. Dit is 'n magdom, mense. Leo kicked off his visit with pomp and ceremony during a reception at Madrid's Royal Palace, where he urged society to put an end to polarizing narratives and sterile simplifications. The Pope also praised Spain, whose left-wing government has sparred with his native US as well as Israel over wars in the Middle East. Leo was due to visit Barcelona tomorrow and Wednesday, where he was to bless the Sagrada Familia Basilica's recently completed tower, which made it the world's tallest church. Ai, Sjoe. né? Ja, die hele hy maak, die mense maak 'n ophef van hom. Kan nie glo nie, né? Ongekend is. Geen ander president, persoon of wat kry so 'n miljoen mense wat hom kom beskou. Net kyk, as hom sien, dan dink hulle die hemel self gesien. Hierso te sê in historic healing, Spain's parliament erupts in 7-minute standing ovation and chants of long live the Pope. Die parlement, Spaniese parlement. En hierso ons gaan nou vinnig 'n video speel. Ja. Dat die mense kan sien net hoe dit was daarso. Ai. Muchas gracias. Sjoe nee, dit is, jy kan nie glo nie. Nou gaan dit aan, het sê, so the 7-minute standing ovation that the Pope Leo received in the Spanish Parliament on June 8th, 2026 is historic because of its length and because it marked the first time a Pope had ever addressed Spain's national
legislative body. Lawmakers responded with the shouts of "Long live the Pope," as he was honored by a nation with a level of respect not extended to anyone else. Ja, Not even its king or its politicians. ja, geen persoon mag er so ophef van nie, absoluut. En geen ander kerk, leier, naasnby, geen ophef nie, hulle is maar, jy weet, geduldig, gedienstig en gedoe en nederig, meeste van die kerkleiers, daar is nou wel uitsonderinge, maar nou ja. The ovation is a testament to the enormous moral and political influence exercised by the papacy. The Associated Press described the reception as extraordinary and historic. Spanish lawmakers gave Pope Leo a standing ovation on Monday after he called for respect for migrants' rights and international law in a historic address to Parliament that signaled a new level of acceptance of the Catholic Church in the overwhelmingly secular country. Dit is interessant, hy sê hierso, en dit is nou in Spanje, né? Waar hy nou sê dat mense, jy weet, die moet die migrants wat inkom en so aan, ons moet vir hulle respect toon. Maar hulle respekteer nie die land nie. Want as jy gaan kyk, ek het nou dag gekyk op video, baie moslims wat inkom. waar die man wys hoe Spanje gelyk het, net 'n paar jaar terug, nou dit nou is. Dis chaos. Derde wêreldland. Chaos. Hy sê, in die mooi stede daar in Spanje, waar hy normaal sal loop, en is veilig, en is okay. Dit is chaos, jy kan nie nou loop nie. Vir die vullis, ek het gesien Dis van die verskriklik. ja. In the first ever papal address to Spanish lawmakers, the American Pope said a moral renewal was necessary in legislators and public life. The Catholic Church was a pillar of Francisco Franco's dictatorship, enjoying broad control and influence over Spanish society, but that waned after democracy took root in the 1970s. While many Spaniards still identify as Catholic, religious observance has dropped sharply amid secularizing trends seen in other once staunchly Christian countries. And yet lawmakers gave Leo a 7-minute standing ovation with chants of "Viva el Papa," long live the Pope. Leo's week-long visit to Spain, the first since Benedict's visit in 2011, has drawn large crowds, with an estimated 1.5 million people turning out for Mass on Sunday in a downtown plaza and 600,000 young people for a prayer vigil. Nou hoe bedien jy 'n nagmaal vir 1.5 miljoen mense? Natuurlik, die katholieke nagmaal gebruik die priester die druiwesap of die wyn daarso of die bloed en hy gee vir almal 'n broodjie. Maar 1.5 miljoen. Ek weet nie hoor. Ek weet nie. Ek weet ook. En kyk, ek glo nog, soos wat Jesus vir ons gesê het, ons moet voete was ook. Ja. So 'n nagmaal kan nie gebeur sonder die voetewassing nie. Ja, hulle is al lankal van daar. So ek dink hulle gaan die hele 5% week vat as hulle almal se voete daar wil was. Ja. This serves as another reminder that papacy occupies a position unlike any other institution on earth. Kings, presidents, and prime ministers rise and fall. The Pope is increasingly presented as the global moral authority on matters of politics, religion, economics, peace, human rights, and international affairs. It's a big moral authority. Alle paaie lei na Rome, né? The fact that the secular parliament in modern Spain, one of the most secularized nations in Europe, would rise in unison and applaud the Pope for 7 minutes and chant, "Long live the Pope," illustrates the continuing and growing love and reverence the world has for the papacy. This admiration goes far beyond the boundaries of the Catholic Church. Those who view current events in the light of Bible prophecy will see a world that is becoming increasingly receptive to religious influence in public life, not only in America, but also throughout the nations. Revelation 13 verse 3 declares, "And all the world wondered after the beast." This prophecy points to the time when the papacy, after receiving its deadly wound, would once again regain worldwide admiration, influence and authority. Dit is my baie interessant, dat baie van ons protestante kerke, of amper almal van hulle, het geprotesteer. Ja, teen die katholieke. En waar teen protesteer hulle vandag aan? Nee, glad nie teen die katholieke kerk, hulle gaan allemaal saam, jy het net die brug voor die een dag gelees, nee, katholieke tydskrif, waar die enige kerk en allemaal saam, allemaal vat hande saam daar so, klink so mooi goed, nee, reg en gerechtigheid, en allemaal volg die paus daar so, en hulle gaan ernstiglik die paus volg die eindtyd. En jy weet, ek het gaan opcheck op die cellfoon, op my internet, ek tik dit in daar,
wat was die protestante se siening van die paus? Baie interessant. Ja. Ons het ons siening vergeet. Ons het vergeet wat die siening was van die protestante aangaande die pausdom. Die pausdom as 'n mag, wêreldmag. En die ding is, so baie mense sê, nee, maar dit het verander. Dit is nie meer dieselfde nie. Jy weet, dit was so gewees in die middeleeue, maar dit is nie meer so nie. En, dus my broer altyd sê, 'n luiper verander nie sy kolle nie, om. Dit bly dieselfde. En hulle, die katholieke stelsel, hulle glo nog presies selfs wat hulle geglo het honderde jare terug. Dit het nie verstaan, die struktuur bly dieselfde. Die dogma, dieselfde. So die manier hoe hulle dinge doen is miskien anders. Ja. Maar die struktuur is presies dieselfde. En ja, so. Hy wil die hele wêreld onder sy gesag en mag hê, en kyk hoe kry dit reg. Ek hoop die mense sy oë gaan oop, die rol wat die pausdom speel hierso teen die einde. Eintlik is daar die vervulling van profesie daar, né? Definitief. Ai, interessant. Kyk nou hierso, Madrid. Pope to bless Sagrada Familia. Pope Leo XIV was expected to bless the giant new tower of the famed Sagrada Familia Basilica in Barcelona yesterday and celebrate Mass inside what is now the world's tallest church. The church is a still unfinished modernist masterpiece by architect Antonio Gaudí that was visited by nearly 5 million people last year. Wow, baie mense besoek. The Pope's visit during a week-long trip to Spain coincides with the 100th anniversary of Gaudí's death on June 10, 1926. Lang gelede al, net mooi 100 jaar gelede is die architect dood daar, en die kerk is nog nie voltooi nie. The devout Catholic, whose cause for sainthood is advancing in the Vatican, was hit by a tram while on his way to pray at the church. Ja, word architect, en dit is verkeerd, dan word jy daar ook 'n saint, né? Pope Leo flew to Spain at the weekend starting his visit in Madrid, where he gave an unprecedented speech to the Spanish Parliament and held an open-air mass with 1.5 million people. During his visit, the US-born leader of the world's 1.4 billion Catholics has denounced polarization and called for patient dialogue instead of war and rearmament. He has sought to invigorate the church in a traditional Catholic bastion where religious observance has declined sharply, and has promised the church will do more to tackle what he called the scourge of sexual violence by clergy. Ja, ek kan nie verstaan dat die katholieke kerk nog alles so versterk en groei ten spyte van hulle geweldige klomp seksuele misdade daar nie. After Barcelona was expected to visit the Canary Islands today, and tomorrow we will focus on immigration as the Atlantic archipelago is a key point to Europe for irregular migrants. Irregular migrants, né? Die hele Europa word nou ingeval deur moslims wat die Europa gaan verower op 'n vreedsame manier en almal sou inkom. Before the Sagrada Familia Mass yesterday, he is due to visit a prison and an abbey in the Montserrat mountain range overlooking Barcelona. The Sagrada Familia soaring central Jesus Christ Tower was only completed in February, bringing the basilica to a maximum height of 172.5 meters. The peak deliberately falls short of the 177 meter of Barcelona's Montjuïc Hill, an act of religious respect from Gaudí, who believed the hill was the work of God. Construction work on the Sagrada Familia began in 1882, and full completion expected in about a decade. So, 2036, soos 150 jaar bou hulle aan hierdie kathedraal. Nou kyk, daar is 'n prent van die kathedraal daar. Kyk hoe lyk dit daar. Kyk hoe toring dit uit bo kan die stad daar. Kyk hoe geweldig hoog daar. Ja. Maar dit is typies katholiek. Ja. Protestante bou nie sulke kathedraalgeboue nie. Hulle bou funksionele geboue om in te aanbid. Ja. En lyk my nie hierdie katholieke glo die Here kom weer nie. As hy weer kom, gaan daardie gebou vernietig word. Soos hoekom nou al daardie
miljoene en biljoene Ja, dit is rand daarin gooi. Weet jy hoeveel kerke kan jy bou met daai geld wat jy vir daai kathedraal bou, nee? Is eintlik half godslasterlik, is dit nie, né? Ja. Ai. Dan sê hulle hierso, the construction board, a private canonical foundation, had intended to complete the work this year. But the COVID-19 pandemic paralyzed the tourism industry, and with its key source of income of the most visited of Spain's monuments that charge an entrance fee. Tourists from around the world are now flooding back, boosting the coffers of the basilica, which relies on the takings as well as private donations. Yet, the board is reticent to set a new finish date for the remaining work, including the divisive Glory facade and its 4 bell towers. Kijk, daar kan die mense die foto's sien, the 4 bell towers. Sjoe, nog towers. En nog. Maar kyk daar boven die een. Lyk soos 'n half maan, né? Sien jy? Ek sien ja. En die moslims het ook 'n half maan daarso. Interessant. Ai. The boards plan to precede the front entrance by a large flight of steps and a square which entail destroying up to 2 blocks of homes. The residents have spent years fighting to halt the plan. Ja. Ja, maar dan sien wat gaan gebeur. Ja, my vriend, ons sal sien wat gebeur daar, maar die paus gaan van sterkte na sterkte en hy kry al hoe meer en meer mag, al hoe meer en meer gesag en die gebouwe word al groter en groter. Ja, ek is baie lief om dat kerkgebouw te gaan kyk. Ek sou ook daar gaan besoek het as ek daar ooit in Spanje beland het. Maar nou ja, ek is so bly ek's 'n protestant. Ek nie teen sulke dinge, jy weet, geappelsibereer. En ek ook dink, jy weet, al die hoeveelheid geld wat daarin gaan, as 'n kerk, jy weet, hoe kan jy dit anders te bespandeer? Ek sien nie dat kerke moet nie goed en ordentlik en mooi gebou word, nie, want dit is God se huis, maar om so erg te gaan, ek weet nie. 150 jaar lang aan 'n kerk te bou. Jy kon geweldig baie gedoen het met daai geld. Vreeslik. Jonge Maakie, kyk waar staan die horlosie. Ai, ek sien hoe loop die tyd loop uit. Ja, ek het nog sulke interessante brugte hier gehad. Nee, dieselfde hierso. Los tot volgende week. Ons gaan maar moet. Okay. Kykers, tot ziens. Mag jy 'n goeie week hê. Gaan na die kerk, die regte kerk, en pas op vir kerke met massiewe groot kathedrale waar al 150 jaar neem om dit te bou daar. Gaan na protestantse kerk. En onthou om aan te protesteer, oom. Ja. En as jy nie weet hoekom jy protesteer nie, gaan soek 'n bietjie ook. Hoekom het my voorouers geprotesteer? Ja. En gaan soek 'n bietjie rond. Protesteer teen dwaalleringe as daar is in die kerk, protesteer daar teen en hou aan om te doleer.